Goeiemôre broers en susters en ook hartlik welkom aan enige besoekers wat vanmôre saam met ons is. Afkondigings voor die diens, ons kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en ons kollekte by die deure is vir ons teologiese studentekas. Vir ons halfuur feesviering vra ons dat almal asseblief RSVP voor die 18de Julie. Dit is ook op die groepie uitgestuur, enigiemand wat ons halfuur feesvieringe gaan bywoon. En dan so ietsie van die Kos en Wingerdfees. Ons het nou nog nie al die getalle ingekry nie en ons nog 'n paar berekeninge wat gedoen moet word. Ons is baie dankbaar dat ons kan sê ons het so min of meer 60.000, dit is min of meer, reeds wins al gemaak. Weereens baie dankie vir almal se hulp en vir die wat nie gehelp het nie, maar gebid het, dankie vir julle ook. Dit is vir ons 'n voorreg om ons gemeente saam dat ons so kan bou aan daardie fonds ook. Kom ons val in eerbetoning voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons God. Hy is ons skepper, ons Vader, en ons is sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. As loflied sing ons vanmôre Psalm 27, 'n loflied wat eintlik worstelend is met die Here, en tog bely, God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. En daarmee saam sing ons vers 6, die laaste 4 reëls, laaste 3 reëls, wees sterk my siel, wees altyd sterk en wag. Die Heer sal hoor en op jou roepstem merk, hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Wees sterk my siel, wees altyd sterk en wag. Ook met die oog op ons prediking, Dawid wat wag en wag vir die Here, Dawid wat in die Here wag, en daarom moet sy siel ook sterk wees. Ek gaan vra, Pieter, as jy hom net een keer vir ons sal deurspeel, dit is 'n bekende melodie, laat ons hom maar net eers hoor en dan kan ons staan en saam sing Psalm 27 vers 1 en vers 6. Stop.
saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons sê dit in ons harte gelowig saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister na 2 gedeeltes saam uit die wet van die Here. Ons lees Eksodus hoofstuk 20 en daarna enkele verse uit Spreuke hoofstuk 14. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hiermee saam lees ons enkele verse uit Spreuke, Spreuke hoofstuk 14 vanaf vers 21. Destyds was dit die gebruik in die koninklike hof, dat wanneer hulle die skrifgeleerdes van die wet van die Here leer, saam met die leviete en die priesters, is dit ook 'n gebruik om aan hulle wysheid te leer. So lees ons dan nou die gebruik van Israel ook saam uit Spreuke, die wysheid wat ons daaruit leer, uit Spreuke hoofstuk 14. Ons lees vanaf vers 21. Wie sy naaste verag, doen sonde. Wie medelee het met die mense in nood, met hom gaan dit goed. Wie altyd op kwaad uit is op die verkeerde pad. Wie goed doen, geniet liefde en trou. Harde werk bring beloning, om net te praat bring gebrek. Wyse mense word bekroon met rykdom. Die dwaasheid van dwaase mense lei na meer dwaasheid. 'n Betroubare getuie red lewens, die een wat leuns kwytraak, maak alles vals. Wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling. Wie die Here dien, vind daarin 'n bron van lewe. Dit laat jou die strikke van die dood ontkom. 'n Koning met baie onderdane is hoog in aansien, een met min onderdane gaan ten gronde. 'n Geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond, hartstog vreet 'n mens op. Wie 'n arm mens verdruk, beledig sy maker. Wie hom oor 'n arm mens ontferm, eer God.
Die goddelose kom tot 'n val deur sy boosheid. Die regverdige het 'n toevlug ook in sy dood. 'n Verstandige gemoed pas die wysheid goed in. By dwaasheid is dit nie tuis nie. Gehoorsaamheid aan die Here laat 'n volk sterk staan. Sonde bring skande oor 'n volk. 'n Verstandige amptenaar geniet die guns van die koning. Een wat skande maak, maak hom kwaad. Tot sover. Terwyl ons dan so bly sit, kom ons sing saam uit Psalm 119. Ook 'n psalm wat vir ons wysheid leer. Ons sing saam vers 11 en vers 12. Vers 11, die smeking, Heer, leer my u wet, dat ek dit tot die einde toe kan hou, gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Ook die volgende vers, vers 12, wend my oog van wat tog niks is, maak my lewend in u weg, u belofte aan al u dienaars, maak dit waarheid aan u knegt. Terwyl ons so bly sit, Psalm 119, vers 11 en vers 12. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, ons wil in die eerste plek met danksegging voor U kom. Danksegging vir 'n nuwe dag, danksegging vir alles wat U vir ons doen, die groot genade wat ons hier by mekaar gebring het, die voorreg wat ons het met die Almagtige vandag te ontmoet. Ons wil U dank vir die oorvloed wat U aan ons gee. Here, ons besef dat alles wat ons het, elke goeie gawe, kom van U af, van die Vader van die hemelligte. U wat alles gemaak het en dit nog steeds in stand hou. U wat vir ons 'n doel en 'n plek in die wêreld gee. U wat vir ons seën met meer as genoeg voorregte wat soveel mense nie het nie. U wat ons met die allergrootste gawe seën, die gawe om U te mag ken. Die seëninge in die hemele in Christus, die genade om verlostes te mag wees. Ons dankie, Here, vir U reddende genade. 'n Genade wat ons nie net in hierdie lewe beter laat voel, of ons in hierdie lewe tydelike genot gee nie. Genade
wat U aan ons skenk, wat ons die ewige lewe gee. Dat U in ons harte laat ontspring 'n fontein van lewende water wat oorvloei en oorborrel ook tot ander mense, sodat ons 'n verskil in hierdie lewe kan maak. Ons dank U, trou Vader. Ons loof U vir U genade en U liefde in Christus Jesus ons Here. Here, ons kom ook vanmôre voor U met smeking. Smeking dat U in 'n verlore wêreld waarin ons onsself nog steeds bevind, ons sal help, ons sal bystaan. In die nood wat ons beleef elke dag, ons sal ondersteun. Dat U des te meer en ook vorentoe U genade vir ons gee. Wanneer ons die wet hoor en ook so die weg van wysheid, soos ons in Spreuke gelees het, hoor, dan besef ons dat ons soveel tekortkominge het. Al soveel deugdes waaraan ons nog moet werk. En Here, nie om die verlossing te behaal nie, dit het ons reeds in Christus. Maar juis omdat ons reeds verlos is, wil ons graag meer soos Christus lyk. Ons wil graag elke dag die weg van bekering stap. Elke dag die weg van vernuwing en verryking en heiligmaking stap. Dankie dat U woord vir ons gee, dat ons kan wysheid daarin vind. Ons vra dat U ons ook daartoe verder bereidwillig sal maak. Die ons hart afwend van die pad wat tot die dood lei en weer rig op die weg van die lewe in Christus. Ons bring ook voor U ons smekinge vir ons land. 'n Land wat gevang is in korrupsie, armoede, haat tussen mense. Die konflik wat ons beleef in hierdie land, wat ons dalk nie in ander lande sien nie. Unieke uitdagings. 'n Regering wat vir sy eie eer en sy eie weelde werk. Daarom bid ons ook vir al die hooggeplaastes, vir almal wat U oor ons aangestel het. Ons bid ook vir die wat hulle harte afwend van die gereg. Here, U het tog die owerheid oor ons aangestel en ons moet U eer daardeur om aan hulle gehoorsaam te wees. Daarom bid ons vir alle misdadigers, almal wat U hulle afvee aan die gereg, dat U ook af sal reken op U tyd met hulle en dat U ons harte ook standvastig sal maak om vir hulle te bid. Ons wil ook met smeking na U toe kom oor U kerk, ons kerk hier plaaslik, wat ons ook so nader kom aan ons 50 jaar herdenking, dat ons in smeek, Here, gee ons verder U genade. U het ons tot hier toe gehelp, maar laat ons nie nou gaan nie, dra ons ook verder in die toekoms in. Ook so vir die kerk wêreldwyd, die kerk in vervolgde lande, dat U daar volharding sal gee en ook uitkomste as dit U wil is. En die grootste gebed van die kerk smeek ons U ook, kom Here Jesus, kom tog gou, bring tog U koninkryk in sy volmaaktheid. En wend ons oë op Christus. Help ons om te werk, getrou en ywerig in die diens totdat U kom. Ons bid ook in smeking vir almal wat siek is, swaar kry, ellende beleef, in nood is, nie weet wat se keuses om te maak nie, dat hulle self bevind voor 'n doodloopstraat, dat U ook daar die uitkoms sal gee, en dat U ook soos U vanmôre die woord vir ons wil leer, dat U ook U weg vir ons duidelik sal maak. Sal U alle mense help, alle mense lei tot die verlossing in Christus, en gebruik ons in U diens. In Christus naam bid ons al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, enkel en alleen uit genade, want aan U behoort al die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, kom ons lees nou saam uit 1 Samuel hoofstuk 24. Die liturgie lyk dit so 'n bietjie anders, maar ons gaan eers saam lees en dan gaan ons sing en daarna weer saam lees. Ons lees saam uit 1 Samuel hoofstuk 24, maar voordat ek vir ons lees, wil ek net vir ons 'n bietjie agtergrond gee. Op die bord sal julle sien
In vers 1 lees ons dat Dawid in die skuilplekke by En-Gedi is. Op die bord sal julle sien dat dit daar naby die Dooie See is. Nou, die area rondom die Dooie See is eintlik een groot woestyn. En in die 2020 vertaling sê dit ook dat Dawid eintlik na die woestyn van En-Gedi toe gegaan het. En is vreemd aangesien hy juis weg van Saul wil afvlug en nou stuur die Here hom nader aan Saul by En-Gedi. Maar wat En-Gedi uniek gemaak het, daar die volgende skuifie, is dat dit eintlik 'n oase was, hier waar daar net 'n sout watersee, die Dooie See is, wat geen lewe kan ondersteun nie, vind ons hierdie oase. En En-Gedi beteken ook dan so die plek van die klein bokkie, of die plek waar die klein bokkie groot word. Dit is eintlik idiomaties van wat hier gebeur. Oom Abraham kan haar die volgende in die grotte waarin Dawid sou wegskuil, die kalksteen grotte, wat algemeen is in daardie area, en dan baie uniek aan daardie area is hierdie bokke, die steenbok of die klipbok van die vertalings. En hulle kom net daarvoor. Dit sal alles sin maak wanneer ons ook nou so hierdie gedeelte gaan saamlees. 1 Samuel hoofstuk 24, ons lees uit die 1983 vertaling. Daarvandaan het Dawid in die skuilplekke by En-Gedi gaan bly. Net toe Saul van die veldtog teen die Filistyne af terugkom, is aan hom vertel, Dawid is in die En-Gedi woestyn. Saul het 3 afdelingsmanskappe wat uitgesoek is uit die hele Israel gevat en gegaan om Dawid en sy manne op te spoor in die omgewing van die klipbokrotse. Onderweg het Saul afgekom op skaapkrale met 'n grot daarby. Hy het daar ingegaan om homself te ontlas, terwyl Dawid en sy manne agter in die grot sit. Dawid se manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, en jy moet met hom maak soos jy dit goed vind. Dawid het opgestaan en ongemerk die punt van Saul se mantel afgesny. Maar agterna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy Saul se mantelpunt afgesny het. Hy het vir die manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand in die koning, die gesalfde van die Here oplig, want hy is die gesalfde van die Here. So het Dawid sy manne met sy woorde gekeer en hulle nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. Saul het opgestaan en sy koers gegaan uit die grot uit. Dawid het ook klaargemaak en uit die grot uitgegaan. Hy het agter Saul aangeroep, U Majesteit die koning. Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na die praatjies van mense wat sê, Dawid soek u ondergang? U sien vandag met u eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het en as te ware van my gesê het om u dood te maak. Maar ek het u gespaar en gesê, ek sal my hand nie teen die koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here. My vader, kyk na die punt van die mantel in my hand, dat ek die punt van die mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien, dat daar geen kwaadwilligheid of opstandigheid by my is nie. Ek het nie teen u in opstand gekom nie, selfs al agtervolg u my om my lewe te neem. Die Here sal regspreek tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie. Soos die spreekwoord van die voorgeslagte lui, boosheid gaan uit van die boosdoeners, maar ek sal nie teen u wees nie. Agter wie aan het die koning van Israel opgetrek? Agter wie kom hy aan? Agter 'n dooie hond aan? Agter een enkele vlooi aan? Die Here sal regter wees, en hy sal regspreek tussen ons. Hy sal sorg en my saak behartig, en aan my reg verskaf teenoor u. Nadat Dawid dit alles vir Saul gesê het, het Saul gevra, is dit jy wat praat, my seun Dawid? Toe begin Saul hard huil, en hy sê vir Dawid, jy is 'n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen, en ek het jou kwaad aangedoen. Jy het sopas duidelik getoon, watter weldaad jy aan my bewys het, deurdat jy my nie doodgemaak het, toe die Here my in jou hand gegee het nie. Sal iemand sy vyand ongedeerd sy koers laat gaan, as hy hom raakloop? Mag die Here jou met weldade beloon vir wat jy vandag aan my gedoen het. En nou, ek weet jy sal koning word, en die koningskap oor Israel sal in jou hand bestendig wees.
Lê dan nou in die naam van die Here 'n eed af, dat jy nie my nageslag sal uitroei nie, en so in my familie aan my naam 'n einde sal maak nie. Nadat Dawid vir Saul 'n eed afgelê het Saul huis toe gegaan. Maar Dawid en sy manne het opgegaan na die bergskuiling toe. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam van Psalm 57. Ons sing saam al 3 verse. Dit is die Psalm wat Dawid ook gedig het tydens sy tye in die rotsskuilings daar by En-Gedi. Wees my genadig, o Heer, U is my skuilplek, my verweer. Ek roep en weet, U sal my hoor. Die wat my jaag, hul sal verloor. Sê die mense is my kwaadgesind, soos leeu's wil hul my verslind. Die strikke wat hul vir my span, maak hulle self die prooi daarvan. Verhef U eer oneindig hoog, ver hoër as die hemelboog, oor alles Heer, voer U gesag, toon dan die grootheid van U mag. Vers 2, ek lees hom net weer vir ons. Die mense is my kwaadgesind, soos leeu's wil hul my verslind. Die strikke wat hul vir my span, maak hulle self die prooi daarvan. Ons fokusvers, vers 16, lees ek vir ons uit die 2020 vertaling. 1 Samuel 24 vers 16, Dawid, die einde van sy toespraak. Mag die Here regter wees, mag hy oordeel tussen U en my, mag hy kennis neem, my saak verdedig, mag hy my reg handhaaf, deur my uit U hand te red. Mag die Here regter wees. Broers en susters, wat 'n moeilike besluit wat die Here voor Dawid stel daar in die grot. Dit laat 'n mens dink, hoe weet ek wat die Here van my vra in daardie oomblik? Hoe weet ek wat 'n besluit om te maak, wat 'n pad ek moet kies? Die waarheid is, almal van ons gaan op een of ander stadium op 'n punt in ons lewe kom, om ons hierdie vraag gaan vra. Ons gaan gekonfronteer word met 'n keuse, 'n kruispad, en ons net een kan kies. En dikwels duik dit op tydens die mees uitdagendste omstandighede. Wanneer daar spanning by die werk of die huis is, wanneer iemand jou te nagekom het of jou verontreg het, en jy bevind jouself in 'n situasie waar jy eintlik net wil ontsnap. Maar dit nog moeiliker maak is, baie keer is ons alleen in daardie keuses. Net al gebid en gepleit het, raad gevra en oplossings gesoek, maar is asof jy nog net nie weet wat om te doen nie, en dan kom jy op 'n punt waar jy die keuse moet maak. Ook voel jy al soos Dawid, in Psalm 142 vers 5, ook 'n psalm wat hy tydens hierdie tyd gedig het. Hy sê, ek soek hulp, niemand wil help nie, 'n skuilplek is vir my verlore, en dit voel, niemand gee vir my om nie. En dan skielik, in jou lewe gebeur daar iets onverwags. Skielik duik daar 'n geleentheid op en jou probleme kan nou opgelos word, maar jy moet nou die besluit neem. Wat se pad kies jy? As gereformeerdes bely ons dat niks per toeval gebeur nie. Nou, alles wat oor ons pad kom is deur die Here beskik. Dis uit sy hand gestuur. Daardie geleentheid wat voor ons lê, is so deur die Here op daardie oomblik voor jou gesit. En dit laat ons dan dink, beteken dit dat elke oop deur vir ons 'n geleentheid is om te ontsnap. As daardie geleentheid nou voor ons kom om uiteindelik oor ons probleme op te los, beteken dit dat ons dit juis moet vat. Of stuur die Here soms sulke tye om ons te toets vir ander redes. Een van die antwoorde oor besluitneming en God se wil in ons lewe lê in 1 Samuel 24. Ons kyk dan eers na 'n stukkie agtergrond. In 1 Samuel 20 lees ons dat Dawid nou uiteindelik vlug vir Saul. Saul sit op die troon en sy hart is eintlik verbitterd en nydig teenoor Dawid. Hy sien hoe die Here vir Dawid seën. Hy hoor hoe die mense sing, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En soos dit baie keer ook met ons gebeur wanneer ons nie van iemand hou nie, begin Saul se hart eintlik 'n valse beeld skep van Dawid.
In sy gedagtes sien hy hierdie jong man as 'n bedreiging. Hy dink by homself, klein skaapwagter, hy is eintlik net daarop uit om my te laat val. Hy steel my eer, hy is vriende met my seun Jonathan en hy steel hom van my weg en binnekort gaan hy nog my kroon ook vat. En daarom doen Saul alles om Dawid uit die weg te ruim. Eers stilletjies, maar later kan hy dit nie meer wegsteek nie. Hy jaag Dawid om sy lewe te neem. En vir Dawid beteken dit 'n lewe van vlug, van wegkruip, van weghardloop, skuilings en vestings, grotte. Hy kan nie eens die mense vertrou nie. Aanvanklik vlug hy ver weg van Saul af, maar dan sê die Here vir hom, nee, gaan terug daar na Juda toe, daar by En-Gedi. En dan dink 'n mens, hoekom? Nogtans het die Here nie van Dawid vergeet nie. Net voordat Saul sy lewe gaan neem, dan help die Here vir Dawid. Net voordat Saul hom vasdruk, dan val die Filistyne Israel binne en dan moet Saul eers wegtrek. En nou uiteindelik is daar weer so 'n geleentheid waar Saul Dawid se lewe kan neem. Stuk 24. Na Saul se veldslag teen die Filistyne, hoor hy dat Dawid by En-Gedi is. En wat 'n goeie plek om weg te kruip. Dis 'n moeilike plek vir 'n groot weermag om deur te reis. Daar's baie skuiling. Daar's net eintlik 'n klomp skaapkrale waar die mense hulle skape laat wei. Mense wat nie sommer uitpraat, mense wat nie sommer met ander mense bymekaar kom nie. Die perfekte plek by die oase om te skuil. Maar Saul kom dit te hore en hy kies 3000 van sy beste soldate om vir Dawid te gaan jaag. En hoe belaglik, hoe sê Dawid, die koning van Israel trek uit vir 'n dooie hond, vir een klein vlooitjie. En kyk hoe poëties maak die teks hierdie toneel. Saul is uit die stam van Benjamin. En wat ons in Genesis 49 lees van Benjamin, is die volgende. Benjamin is 'n wolf wat verskeer. In die oggend verslind hy sy geroofde goed. Aan die ander kant kry ons vir Dawid. Hy kruip weg daar waar die klein jong bokkies groot word. Hy kruip weg daar tussen die skaapkrale. En dis hoe die toneel vir ons uitgebeeld word. 'n Wolf wat uittrek om 'n klein skaaplammetjie of 'n boklammetjie te vang. En Dawid kruip daar in die kalksteengrotte weg. En uiteindelik kom Saul se weermag reg voor sy grot. Ons nie 'n agterdeur om uit te vlug nie. Hulle gaan nie die manskappe kan oorweldig nie. Hulle is vasgekeer en vasgevang. En dan verander alles. Saul staak vir 'n oomblik sy jagtog en hy gaan alleen in 'n grot in. Dan staan daar in Hebreëus dat hy sy voete gaan bedek het. 'n Uitdrukking wat beteken hy het homself gemaklik gaan maak, hy het gaan ontlas. En nou sit die koning alleen. Hy het nie 'n leiwag by hom nie, sy swaard lê eenkant, sy broek is letterlik op sy knieë. Die magtigste man in Israel sit kwesbaar, weerloos, min wetend dat Dawid se manne agter in die grot is. Kyk net wat 'n wonderlike geleentheid die Here oor Dawid se pad bring. God gee Saul as te ware in sy hand vir hom oor. En selfs sy manne sien dit raak. Kyk daar, sê hulle, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, maak soos hom met, soos vir jy goed dink. En dan staan Dawid stilletjies op, kruip nader. Hier is die geleentheid waarvoor hy gewag het. Hier is sy uitkoms, en hy gryp sy mes, strek sy hand uit, en sny die punt van Saul se mantel af. Kan jy die teleurstelling agter in die grot indink? As Saul vandag gesterwe het, was alles verby. Hulle hoef nie meer vlugtelinge te wees nie, hulle hoef nie meer in grotte weg te kruip nie. Hulle kan terugkeer na hulle gesinne toe. Dawid gaan op die troon wees, 'n nuwe tydperk vir Israel gaan aanbreek. Dawid kan nie. Sy gewete kla hom aan, hy het te veel eerbied vir die Here. Saul is die koning van Israel. Hy is deur God gesalf en daar geplaas. Dawid ken ook die Here se wet. Hy weet dat jy nie mag moord pleeg nie. Hy weet dat God mense oor ons aanstel en dat ons hulle moet respekteer. Dawid weet ook, hy mag nie sy reg in eie hande neem nie. Veral nie wanneer dit beteken dat hy die Here ongehoorsaam moet wees nie. Maar tog doen hy iets wat nie sonder betekenis is nie. Hy sny die soem van Saul se mantel af en in die ou nabye ooste
was jou rang of jou gesag op jou soem van jou mantel gewees. Vandag sal ons sê, hy het die rangwapen van sy skouer afgesny of die kroon gevat. En Dawid besef, hy het tog sy hand teen die gesalfde van die Here gelig, selfs in hierdie simboliese daad, en dit knaag aan hom. Daarom draai hy om agter in die grot in en hy sê vir sy manne, wag eers. Dawid kies daardie dag die weg van lewe en van vrede. Hy doen iets wat niemand verwag het nie, iets wat so teen ons natuur is, en selfs Saul sê dit in vers 20. As iemand sy vyand aantref, sal hy hom op 'n goeie pad sommer maar net laat gaan? Die antwoord is nee. Wat 'n wonderlike voorbeeld van die geloof stel Dawid nie vir ons nie. Wat wil die Here ons daardeur leer? Eerstens, die Here leer vir ons iets oor gehoorsaamheid. God het Dawid se gebed beantwoord. Al wat hy moes doen, is daardie geleentheid aangryp. Hier voor hom is die geleentheid om te ontsnap van sy swaar kry. Maar die Here het nie vir hom daardie geleentheid gegee om die koningskap te kry nie. Dit het die Here reeds vir hom in hoofstuk 16 gegee. Dit het die Here reeds lank terug aan hom beloof. Hy het vir hom gesê hy moet wag. Hierdie geleentheid bring die Here oor sy pad om sy karakter te toets. En die koning, dis nou Dawid, besef dit. Gaan ek reg in eie hande neem en moord pleeg? Gaan ek my hand lig teen die gesalfde van die Here en ongehoorsaam wees? Gelei deur die Gees, doen Dawid dan die regte ding, die gehoorsame ding. En weer eens sien ons 'n poëtiese beeld. Dawid was toe nooit 'n bok wat weggekruip het nie. Hy is uit die stam van Juda, die stam van die leeu. Maar, soos daar oor hierdie stam geprofeteer is, 'n leeu wat wegstap van sy prooi af. En broers en susters, hoe sou jy in daardie oomblik reageer het? As jy die geleentheid kry om iemand terug te kry wat jou ingedoen het, sal jy regtig wegstap of die ander wang draai? As jy die kans kry om jouself te bevoordeel by jou werk of dalk selfs in 'n argument, maar dis ten koste van iemand anders, wat sal jy doen? Wanneer daar 'n deur oopgaan, dat jy jouself kan bevorder, maar dit beteken dat jy ongehoorsaam gaan wees aan die Here, gaan jy dit nog steeds kies. En baie keer word ons geloof getoets, nie deur die moeilike tye wat die Here oor ons lewe stuur nie, maar hoe ons reageer tydens daardie tye. Die Here stuur daardie oomblikke om ons te toets, om ons geduld en ons afhanklikheid te toets. Hy vra gehoorsaamheid. Ons moet besef dat die Here nie altyd ons omstandighede wil verander nie, maar hy wil ons verander. Dit beteken dat ons moet weet wat die Here van ons vra in sy woord. Ons moet die pad van wysheid en regverdigheid leer. Soos Dawid sê, hy haal wysheid in hierdie gedeelte aan. Ons moet weet wat die Here van ons vra in sy woord. En soos Micha sê, wat eis die Here van jou as om te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. En tog is hierdie nie 'n moeilike weg, 'n maklike weg nie. Dawid weet dat as hy nie vir Saul doodmaak nie, bly hy 'n vlugteling. En tog maak hy nog steeds daardie besluit. Die pad van gehoorsaamheid is moeilik. Maar hoor wat sê Romeine 5. Nou ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet dat die swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. Tweedens leer die Here ons iets van Dawid se vertroue. Dawid het gehoorsaam opgetree, maar daardie gehoorsaamheid spruit uit sy vertroue, uit sy geloof in die Here. In vers 16 roep hy die Here op as regter. Die Here is my regter, sê hy. Soos hy in Psalm 7 sê, God is my skuld, hy wat die opregtes verlos, hy is die regverdige regter. En aan die einde van die Psalm sê hy, ek wil u prys, Here, want u sal reg laat geskied. Geloof ken Dawid die Here as die regverdige regter. Hy weet, sy saak is in God se hande. En daarom kan hy uit sy geloof en sy vertroue wag vir die Here. Daarom kan hy uit sy geloof en sy vertroue gehoorsaam wees. En sy gehoorsaamheid is ook iets van selfbeheersing. Hy het homself teruggehou. Dit is moeilik om nie ons eie uitkomste te kan beheer nie. Dit is moeilik wanneer ons verontreg is en ons wil dit regstel. Maar God wys vir ons 'n beter weg. Die wraak kom ons nie toe nie.
Die oordeel is nie in ons hande nie. Ons hoef nie sonde te doen om onsself te beskerm nie. Ons kan gehoorsaam bly, geduldig wag. God sal ons saak behartig. Geliefdes, 1 Samuel 24 wys vir ons 'n sterk kontras tussen Saul en Dawid. As ons gaan eerlik wees, loop ons baie keer die weg van Saul. Ons wil eerder iemand terugkry, iemand wegvat. Of soos Dawid se manne wat sê, hier's nou ons geleentheid, vat dit net. En so Saul moet ons ook maar eintlik sê, Dawid, jy is 'n beter man as ek. Sou ons gehoorsaamheid bo gemak kies? Is jy iemand wat vertrou en op die Here wag wanneer jy verontreg is? Of neem ons reg in eie hande? Gelukkig, geliefdes, eindig dit nie by Dawid nie, maar dit wys verder. Wys vir ons verder na die seun van Dawid, die koning en die regter self, Jesus Christus. In Matteus 4 vers 8 staan Jesus voor die Satan en die Satan sê vir hom, kyk na al die koninkryke van die wêreld. Dit sal ek aan jou gee as jy net neerval en my aanbid. Hy bied vir hom 'n kort pad na heerlikheid, 'n kort pad as koning sonder die kruis. Maar Christus sê nee. Christus kies die lydensweg, die weg van gehoorsaamheid aan sy Vader, die weg van vertroue. Aan die kruis sê die mense vir Jesus, U is tog die seun van God, haal U self van die kruis af, maak U las minder. En Jesus sê, nee, ek wil volhard in die saak van my Vader. Petrus skryf vir ons, toe Christus beledig was, het hy nie terugbeledig nie, toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Dawid het geweier om Saul se bloed te vergiet, maar Christus het sy eie bloed vir ons vergiet, terwyl ons in opstand vir hom gekom het. Daarin sien ons die volmaakte leeu van Juda. Hy wat oorwin nie deur te vernietig nie, maar sy lewe te gee as offerlam vir alle sondaars. Ek sluit af. Broers en susters, gekonfronteer met 'n moeilike besluit. Wat moet ons kies? Is die weg wat ons moet kies altyd die beste een, die eerste een wat oopgaan, die een wat ons van swaar kry keer, die een wat die laste van ons afhaal? Is dit regtig wat die Here altyd van ons vra? Hoe maak ons 'n besluit? 1 Samuel 24 gee nie vir ons 'n lys nie. Dit sê waar ons moet begin. Begin met 'n verhouding met God. Begin om sy karakter te ken. Begin weer deur te besef wie hy is. Dat hy ons sal seën en beskerm, vir ons sal sorg. Dat hy regverdig is en genadig is. Dat hy aan ons vorm deur hierdie omstandighede. Maar ken ook sy woord. Weet wat die Here van jou vra. Weet wat die weg van geregtigheid en gehoorsaamheid is. In Filippense sê Paulus, ons moet toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge waarop dit neerkom, kan onderskei. God bring sekere tye en sekere omstandighede oor ons pad. Hy wil hê, ons moet daardeur meer soos Christus lyk. Sien dit as 'n kans om te groei, nie om jouself te bevoordeel nie. En mag die Here, die regverdige regter, oor ons sake oordeel. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, dankie Here dat U vir ons hierdie voorbeeld van geloof agterlos. 'n Voorbeeld van een wat nie teruggekry het nie, nie terugbeledig het nie, en sy hand uitgesteek het om onreg te doen nie. Nee, nie Dawid nie, maar die seun van Dawid, ons Here Jesus Christus, hy wat in volmaaktheid na hierdie wêreld gekom het, nie om te oordeel nie, maar om sy lewe te gee as losprys vir almal. Help ons Here om die weg van sagmoedigheid te kies in ons konflik. Help ons om eerder 'n sagte woord te spreek, eerder as om wraak te neem,
of onsself te bevoordeel. Help ons, Here, om vanuit ons geloof en ons vertroue in U karakter en in U wese die pad van gehoorsaamheid te kies. En Here, staan ons daarin by. Die pad van gehoorsaamheid is dikwels 'n moeilike pad. Versterk ons deur die Gees. Help ons om te groei in ons geloof en heiligmaking. En help ons om dit te doen met ons oë gefestig op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hy wat uiteindelik weer as regter sal terugkom om te oordeel. Help ons om te wag op ons vryspraak en te bid vir die wat ons indoen. In Christus naam. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir ons liefdegawes en dan sing ons weer saam. Kom ons sing ten slotte saam lied 382. Ons sing al 4 verse, hoor hoe die seun van God bespot word deur sondaars wat hul koning hoon. Kyk hoe sy heerlikheid vertrap word deur mense wat sy godheid loon. En dan tog die wonder daarvan, sien heel die seun se selfverloning, sy stryd, sy lyding en sy dood. Dit is die prys van ons verlossing. Geen offer was vir hom te groot. Kom ons staan en sing ons saam lied 382. Met sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.